Hallo allemaal, welkom by sessie 2 van ons pad na ontmoeting met God. Ek is opgewonde om hierdie met julle te deel vandag. Ons gaan het 'n bietjie anders doen. Dis iets niets vir my ook, so ek is opgewonde om dit met julle te deel. Ek hoop julle het sessie 1 geniet. Ons as 'n klein groepie families het dit gelaaf. Ons het lekker gesels oor ons ongeloof en wat beteken dit om regtig in geloof te lewe en wat se verwagtinge het ons van Jesus en dit bepaal ons ontmoeting met hom. So ek hoop julle het 'n goeie tyd gehad. Ek hoop dit was goed en ek hoop weer eens daar's 'n brownie voor jou of 'n biltongkie of 'n droewors of iets, 'n koffietjie, sodat jy hierdie tyd saam kan geniet. Ek hoop julle die icebreaker geniet, dat julle lekker mekaar leer ken en ek glo dat wat in julle groepe gaan gebeur, gaan jou lewe verander. Ek weet is nou eers week 2, dalk is nog 'n bietjie awkward, nog 'n bietjie styf, ek ken nog nie mekaar nie. Julle is nog heeltemal gemaklik met mekaar. Daai goed vat tyd. Okay, dit gaan gebeur soos wat julle mekaar leer ken en soos wat julle mekaar se stories hoor en dit gaan gebeur. So moenie bekommerd wees daaroor nie. Ek wil vir julle 'n storie vertel van 'n tronkbewaarder. Okay, as jy 'n Bybel by jou het, kan jy dit gaan lees. Dis in Handelinge 16 vers 16 tot 40. Nou hierdie storie word vertel in Handelinge uit die oogpunt uit van eintlik Paulus en Silas en wat met hulle gebeur het. Maar ek wil hê ons moet die storie vertel uit die tronkbewaarder se oogpunt uit, want hy het 'n ontmoeting met Jesus. So ek gaan dit uit sy oogpunt uit vir julle vertel. As jy 'n tronkbewaarder in Filippi wou gewees het of in daai tyd, hy was nou in Filippi in Macedonië, dan moes jy, hulle sê meeste van die ouens was afgetrede Romeinse soldate. Hulle het spesifiek hierdie manne gekies want hulle was van goeie reputasie, hulle het hard gewerk, hulle het al stories gehad om te vertel, hulle het autoriteit afgedwing by die gevangenis, hulle het, jy weet, is aan die einde van hulle termyn half klaar afgetree, so hulle sê regtig meer ambisieus nie en is daar vir 'n goeie 10-15 jaar. So ons vermoed dat hierdie tronkbewaarder 'n Romeinse soldaat was wat sy termyn uitgedien het, afgetree het en toe vra hulle om hierdie tronkbewaarder in Filippi te wees in Macedonië. Nou, Filippi was daai tyd 'n dorpie wat redelik baie handel gedryf is. Dit was so half op die roete na Rome toe en daar was klomp verkeer. So dit was 'n stad, dit was 'n groot plek. So dit was nie in 'n groter tronk omdat daar baie misdaad is in 'n groter plek as in 'n klein plekkie. So hy was tronkbewaarder oor hierdie tronk in Filippi wat in die distrik van Macedonië was. En ek vermoed hierdie ou het die oggend soos normaalweg uitgestap by die huis en sy vrou gesoen en gegroet en sy kinders. Ons weet hy het kinders en as jy afgetree is, as jy 10-1 al 65 of ouer, dit beteken jou kinders is al in hulle 20s of 30s of van hulle het ook al kinders dalk. So hy het groot kinders gehad en groet hulle. Ons weet dat hulle daar was want aan die einde sê dit sy hele huishouding was daar. So hy groet hulle die oggend, stap werk, 'n doodnormale dag. Niks vreemds nie, jy weet, is net 'n doodnormale werkdag en ek vermoed hy het by werk gekom, by die tronk gekom, hy het sy rondes gedoen, hy het gekyk dat dit skoon gemaak word, hy het gekyk dat die opsigter, die goed wat gebreek is, die bulbs regmaak, die storte, hy was by die kombuis, hy het vir die kombuis tannie gevra, hoe gaan dit hierso, het ons genoeg kos, is alles reg, hy het vir die ander tronkbewaarders bietjie instruksies gegee, bietjie oor goed gepraat, wat kan verander, kan verbeter word, en toe hy sy rondes klaar gedoen is, toe gaan sit hy by sy lesenaar, en hy kry 'n oproep, wat min gebeur, tronke bel nie regtig mekaar, en bel net intern, maar dit gewys dat dit 'n oproep van buite af is, en dis toe die magistraat, toe hy optel, en as die magistraat bel, moet jy weet, dit is 'n belangrike saak, het gebeur min, dat hy instruksies skryf van die magistraat af, en die magistraat sê vir hom, ek gaan vir jou 2 gevangenes stuur, ek wil hê, jy moet seker maak, dat hulle nie iets oorkom nie, en dat hulle in maksimum sekuriteit is, asseblief. Hulle name is Paulus en Silas. En hy sit die foon neer en hy wonder eers wat het hierdie 2 ouens gedoen dat hulle in maksimum sekuriteit moet wees en dat ek 'n opdrag kry en 'n oproep kry dat ek hulle mooi moet oppas en moet sien dat hulle nie ontsnap nie. Wat sal die aanklag teen hierdie ouens wees? Hy het die rumors gehoor in die dorp dat daar mense tot bekering gekom het. Een vrou spesifiek, haar naam is Lydia, sy het
pers linnen verkoop, sy was 'n vriend van almal van hulle, en sy het radikaal tot bekering gekom, so hulle het begin hoor, daar was 'n bietjie opstokery, en mense is ontevrede, en hierdie twee ouens kom by die tronk aan, en hy ontvang hulle, en soos wat hy hulle sien hy dat hulle klere is geskeur, hulle is geslaan, hulle is teen die 39 houe gekry, wat omtrent net naby aan doodstraf was, so hulle het oop wonde gehad, bloed was oral, en hy sien toe aan die begin, maar hierdie ouens is anders, hulle is nie kwaad nie, hulle is nie aggressief nie, hulle is vriendelik, hulle lag, en hulle smile vir hom, en hy sê, ouens volg my, ek gaan julle na julle sel te vat, en hy sit hulle in die middel van die tronk, in die hartjie van die tronk, sit hy hulle, en hy maak hulle voete vas met daai boeie, en hulle is in die hart van die tronk, die mees veiligste plek, waar hulle daai tyd gevangenes kon gesit het, want dit was die plek waar hulle nie kon uitkom nie, en hy sit hulle daar, maak hulle vas, en hy deeltyd hierdie ding van hierdie twee manne is anders, hulle is bietjie vreemd, hulle sê nie baie nie, hulle lyk redelik gelukkig met die lewe, en hulle het dan net 'n klomp houe gekry, wat eintlik moet hulle baie ongelukkig wees met die lewe. En hy stap weg van hulle af, en hy gaan sit weer by sy lesenaar, en 2-3 ure later begin hoor hy hierdie klanke uit die middel van die tronk uitkom. Hy begin hoor hoe Paulus en Silas sing, en hy stap nader, want nog nooit van tevore het dit gebeur nie. As jy al tronkstories gekyk het, Prison Break, enige van die stories waar Jean-Claude Van Damme in die tronk gesit word, of al die goed, is dit gewoonlik 'n plek waar die ouens skree en gil op mekaar, hulle maak mekaar seer, hulle vloek op mekaar, hulle dreig mekaar, en wat toe gebeur is, hy hoor hierdie sang in die middel van die tronk uitkom, en hy stap in om te hoor wat dit is, en hy sien toe maar dit kom uit Paulus en Silas se tronksel uit, wat baie verbasend is, want hierdie ouens het nog oop wonde, hulle klere is geskeur, hulle is sleg behandel, hulle sit in die middel van die sel, en hulle is besig om te sing, en toe hy luister na die woorde van die liedere, toe besef hy, maar hulle is besig om vir God te sing, en hulle is besig om vir hom eer te bring, en prys te gee, en lof te bring, en hy sê toe, hy dink by homself, dit is so vreemd, hierdie ouens het geen rede eintlik om hulle God te aanbid nie, want dit gaan nie goed met hulle nie. Wat toe die volgende ding is wat gebeur, wat baie snaaks was, is dit, dat al die ander gevangenes het stil geraak, was omtrent by middernag, hulle het stil geraak en hulle het vir hulle geluister. En hy het nog nooit so 'n vrede in 'n tronk ervaar soos daai aand nie, hy het nog nooit ervaar dat die hele tronk stil is, en ouens nie skree en gil op mekaar nie, maar dat hulle luister na hierdie twee ouens wat begin om God te aanbid. En hy was so bewus van God se teenwoordigheid, alhoewel hy nie geweet het wat dit is nie, hy was net so bewus van hierdie vrede wat in sy tronk is, dat hy in sy stoel sit en hy actually aan die slaap raak. En hy begin te slaap, en hy skrik toe skielik wakker, wat vir hom voel soos 'n aardbewing, letterlik die tronk se fondasies het begin skud. En toe hy begin kyk na die selle in die gevangenis en wat gebeur het, toe sien hy maar al die tronkdeure is oop as gevolg van hierdie aardbewing. En hy begin sien toe in sy kop hoe hierdie ouens op hom afstorm en hom wil doodmaak. Natuurlik is dit die eerste persoon wat in hulle pad sou staan wat voorkom dat hulle kan vry wees. So hulle sou hom eers doodgemaak het. Hy sien die Romeinse keiser, hy sien die magistraat wat vir hom spesifieke instruksies gegee het om hierdie ouens mooi op te pas. Hy sien hulle gesigte voor hom en hy dink hy gaan nie voor hierdie ouens staan en sê ek het hulle laat wegkom, ek is jammer, en hy trek sy swaard uit, en daai tyd het hulle selfmoord gepleeg deur op hulle swaard te val, en hy wil so op sy swaard val, en toe hy net wil val, toe skree daar 'n stem uit die middel van die tronk uit vir hom, moenie bekommerd wees nie, ons het nog niks aan onsself gedoen nie, ons sit almal in ons tronkselle. En hy sit die ligte van die tronk vinnig aan, en hy hardloop na Paulus en Silas se sel toe, en hy is net in verwondering. Soos wat hy hardloop, gaan hy verby die tronkdeure, en hy sien maar, die tronkdeure is oop, hierdie ouens is gewoonlik so gretig om uit te kom, maak planne, grawe gate in die mure, gate in die dreine, breek goed uit, sodat hulle kan uitbreek, maar hulle sit op hulle beddens, of lê op hulle beddens, en hulle is bewus van hierdie tronkdeur wat opgaan, maar niemand het uitgehardloop nie. Dis asof hulle geboei was, en almal van hulle in dieselfde boeie was wat Paulus en Silas in was.
En hy kom by Paulus en Silas en hy het so 'n oortuiging van die feit dat die God wat hulle ken en die God wat hy ken nie dieselfde is nie. En hy val op die vloer voor hulle neer en hy sê vir hulle ouens, wat moet ek doen om tot bekering te kom? En hulle sê vir hom, glo in Jesus en jy en jou hele huishouding sal gered word. En hy besluit net daar, hulle maak die tronkdeure toe en hy besluit net daar, hierdie twee ouens, hier's iets spesiaal, hier's iets anders aan hulle lewens. Ek wil meer met hulle gesels en hy haal hulle uit hulle tronksel uit, wat natuurlik 'n risiko is, want as hy gevang word, dan het hy spesifiek teen die instruksies van hierdie magistraat gegaan, en hy vat hulle na sy huis toe, hy besluit toe, hierdie is so 'n wonderwerk, hy vat hulle na sy huis toe, hy wil hê, sy vrou en kinders moet hoor wat nou gebeur het. En hierdie ouens sit aan tafel by hierdie familie van die tronkbewaarder en vertel vir hulle wie Jesus is. Hy vertel vir hulle wat in die tronk gebeur het, die tronkbewaarder deel met hulle wat gebeur het en hulle begin hulle wonde skoonmaak, hulle sit vir hulle 'n maaltyd voor hulle gesels met hierdie ouens en die hele familie kom tot bekering. Die man het toe al klaar, want hy het gesê, hoor, ek glo in hierdie Jesus, as hy die tronk kan skud, omdat julle ongeregtig op 'n verkeerde manier hier gesit is, en niemand breek uit nie, almal aanbid die Here, dan wil ek hom ken en hom dien, want ek ken hom nie en ek dien hom nie. En hy het klaar besluit en sy familie besluit ook oor ons wil hierdie Jesus dien, ons wil in hom glo wat hierdie goed doen en wat sy lewe vir ons neergelê het en vir ons moontlik gemaak het. So daai dag het 'n hele familie 'n ontmoeting met Jesus gehad, omdat twee ouens besluit het om weg te kyk van hulle omstandighede af, van wat om hulle is, die feit dat hulle in 'n tronksel sit, dat hulle vol bloed is, dat hulle geslaan is, dat hulle in boeye is, en nog steeds gefokus het op God en hom begin aanbid het, wat vryheid gebring het vir soveel ander mense. Ons sien hierdie familie besluit om hulle self almal te laat doop, en Paulus het die voorreg om hulle te doop, en hy kuier die aand toe verder by hulle, en hulle vat hulle toe terug na die tronk toe, en Paulus sê, ons wil weer na die sel gaan sit, waar ons was, en hierdie tronkbewaarder se lewe het net radikaal verander. Hy het mense ontmoet, wat Jesus ken, en hy het gesê, ek wil, dit wat julle het, dit wil ek hê. Dit wat ek by julle lewe sien, dit wil ek by my en my huis sien. En van daai dag af het sy lewe radikaal verander. Een ding wat vir my uit hierdie storie 'n sleutel is die krag van aanbidding. Ons het gesê, ons wil leer uit hierdie stories uit. Hoe kan ons 'n ontmoeting met Jesus hê? Hoe kan ons 'n ontmoeting met God hê? Nou, hierso het 'n ou ontmoeting met God gehad, omdat daar geaanbid is, omdat daar praise and worship gebeur het in 'n tronk en omstandighede waar dit nie eintlik seker moes gebeur het nie. En dit het die deur oopgesluit vir iemand om 'n ontmoeting met Jesus te hê, wat iemand anders. Natuurlik het hierdie ouens ook die Here ervaar, en daai vrede, daai teenwoordigheid van God was in hulle tronksel, was in hulle tronk soveel so dat die ander ouens sit en luister vir hulle. Dit was soveel te meer daar toe die aardbewing letterlik die deure van die tronk oopskud. En ek vermoed die ultieme ding vir hierdie twee ouens was toe hulle sien dat hierdie tronkbewaarder sy lewe vir Jesus gee en sy hele familie en hulle die voorreg het om hierdie ouens te doop. Mense se lewens het radikaal verander. Hoekom? Omdat iemand besluit het om die Here te aanbid, al was hulle omstandighede nie great nie. Nou, ek wil daai uitdaging na jou toe gooi vandag en na my toe en sê, kom ons kies om Jesus te aanbid, maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Kom ons kies om in sy teenwoordigheid te lewe. Kom ons kies om uit ons lippe en by ons monde te laat uitkom lofprysing, aanbidding, sang vir hom, want dit is wat God se teenwoordigheid aantrek. Die Heilige Gees is aangetrokke tot ons gesange, tot ons liedere, tot wat ons sing, tot ons as ons besluit om ons oë van onsself af te haal en dit op God te plaas. En te sê, Here, U is goed, maak nie saak wat my omstandighede is nie. Here, U verdien alle eer, alle prys, maak nie saak hoe ek voel nie, maak nie saak wat gebeur nie, dalk sukkel ek met my studies, dalk sukkel ek met finansies, dalk is al verhoudings wat nie in plek is nie, dalk is al mense wat jy so kwaad is voor, maar jy kan nie verby dit kom nie. Die oomblik as jy die fokus van jouself, jou emosies en jou omstandighede afdraai en jy draai dit na God toe, is daar verseker 'n plek waar jy 'n ontmoeting met God gaan hê. En nog meer en beter as dit is nie net jy nie, maar die mense rondom jou ook.
daar gaan mense rondom jou kom wat ook 'n ontmoeting met God het, omdat jy gehoorsaam is en kies om jou oë te draai na God toe, in steede van jouself en jou probleme. Is dit nie awesome nie? Is dit nie iets wat so prakties is vir ons almal om te kan toepas nie? Ek meen, almal van ons kan sing, jy hoef nie Pavarotti te wees nie, okay, jy hoef nie Justin Bieber te wees nie, jy kan sing soos wat jy sing, soos wat jy in die stort sing, maar kom ons begin in ons stilte tyd en in die tye wat ons alleen het. Kom ons begin net liedere sing. As jy moet 'n YouTube klip vir jou aansit, doen dit. As jy moet iets op jou iPod luister, doen dit. As jy iets op jou foon wil download en luister, doen dit. Sing saam, sodat ons God se teenwoordigheid in ons midde kan hê. Ons sing, ons worship 4-5 songs op 'n Sondag, maar dis nie genoeg nie. Ek wil hê ons moet almal self in 'n gewoonte kom om te sê, hoorie, ek wil nie net Sondag worship nie. Ek wil elke dag wil ek worship. Ons het toegang tot goed wat ander generasies glad nie gehad het nie. Jy kan die beste worship leiers in die wêreld in jou kamer hê, want jy het hulle op YouTube. Kry vir jou musiek, kry vir jou 'n tyd en 'n plek en sê, Here, ek wil hierdie vaste afspraak met U nakom en ek wil U aanbid en ek wil U loof en prys en ek wil my oë van myself afdraai. En ek beloof jou, as jy dit gaan doen, gaan jy 'n radikale ontmoeting met Jesus hê. Sy skrif gaan vir jou lewendig word, jy gaan sy stem hoor, jy gaan van jou eie goed vergeet, jou eie issues vergeet en jy gaan jou oë na hom te draai. Dis wat ek hoop en bid vir elke een van julle, soos wat jy los sit in julle klein groep. Ek bid dat jy hierdie week God se teenwoordigheid sal ervaar, dat jy met worship en met danksegging en met lof in sy teenwoordigheid sal inkom en hom ervaar soos wat jy nog nooit van tevore het. Ek hoop dit vir julle, ek bid dit vir julle in Jesus naam. Ons sien julle volgende week vir sessie 3. Julle moet 'n great week hê.